Hoy Netanyahu interviene ante la ONU antes de partir a Estados Unidos, ha cargado contra los países que reconocen el Estado palestino. Les critica por no condenar a Hamas, ni francés ni español. Alargó un viaje 600 kilómetros. Dit is die beste ontbyt wat daar is. Goeiemôre, baie welkom by dag 3 van my reis op Camino Primitivo. Ek staan weer hier by die San Salvador klooster waar ek gister laatmiddag was. Ek gaan van hier af weer die pad optel na Silas toe. Vandag net 'n maklike 12 km. Daar's geen dorpe tussenin nie, sover ek weet. Maar ek het klaar ontbyt gehad, so ek is reg. Ek behoort teen middagete op Silas te wees. In podcast het hulle die plek waar ek vanaand bly, Casa Sueña, beskryf as een van die mees luukse pelgrimsherberge wat daar is. So ek sien uit om te sien hoe lyk 'n luukse pelgrimsherberg en daar's 'n lekker eetplek op Silas waarna ek ook uitsien. So terwyl ek my pad soek, vamos, hier kom ek en wysie. Hulle maak 'n gewoonte daarvan dat jy elke dag reg uit die dorp uit wag daar die eerste klim op jou. Soos jy kom om die draai van die klooster dan boeps. Hier is die opdrand. Goed, tot dusver het ek nou al 'n paar keer verwys na die hospitaliesroete. Ek stap die hospitaliesroete komende Dinsdag. So as jy nou hierdie video kyk, dan moet jy Dinsdag aan my dink. Hulle sê daar's 3 epiese skofte op al die Caminos. Die eerste een is dag 1 van die Franse roete, wat jy in St. John Pied de Port wegspring en oor die berg stap na Rontjewaais toe, oor die Pyrenees. Ek het ongelukkig gekies daai dag om deur die vallei te stap. Ek is tot vandag te spyt daaroor. Van die oomblik toe ek in Rontjewaais aankom, het ek agtergekom dat ek 'n epiese skof misgeloop het. Ek was in daai tyd bekommerd oor my fiksheid. En ek het nog 'n hele 800 km van die roete oorgegaan, so ek wou 'n konservatiewe eerste dag gehad het, maar ek is spyt daaroor en ek wil teruggaan om daai skof te gaan stap. So dit is die eerste een van die epiese skofte. Die tweede epiese skof is dag 1 van Camino del Norte. Dan spring jy in Irún weg en dan gaan jy oor die berg en dan kom jy van bo van die berg af in San Sebastian aan. San Sebastian natuurlik die dorp in Spanje wat die klomp Michelinster restaurant het. Nie dat die pelgrims hulle eintlik aan Michelinster kosteer nie. Dis die tweede epiese skof. Dan die derde epiese skof wag vir my op Camino Primitivo. Dis die dag wat jy die hospitaliesroete kan stap. So die hospitaliesroete gaan ook oor 'n berg. En jy het op daai dag het jy 2 keuses. Jy kan of deur die vallei gaan weer, deur Polo de Allende. En dan kan jy verlang deur die vallei gaan en dan het jy al jou klimwerk aan die einde van die dag. Of jy kan die hospitaliesroete stap wat jy reg aan die begin van die dag al jou klimwerk doen en dan kom jy van bo af. En dan sak jy af in Berdocedo. So al 2 roetes moet oor die berg gaan. Al 2 roetes het min of meer dieselfde elevation, dieselfde hoogte wat jy moet klim. Maar op die hospitaliesroete het jy minder infrastruktuur. Ek het video's daarvan gesien en dit is regtig baie mooi. So ek het spesiaal geoefen daarvoor. Ek het my reëling so getref. Ek gaan die hospitaliesroete stap Dinsdag wat nou kom.
Dit is 'n absolute fantastiese stap tot dusver hierdie oggend. Ons het ons 'n bietjie geklim, so 200 meter dink ek, maar dit is 'n ongelooflike lekker stap. Dis hierdie seksie wat as dit reën, dan is hy van kant tot kant, is hy 'n modderpappery, maar ek het soveel genade gekry dat dit 'n hele paar dae laas gereën, so hierdie grond is kurkdroog en dit is 'n heerlike stapdag. So daai bordjie sê, jy kan jou naam hier opskryf en dan kan jy €2 ingooi en hierdie klippe gaan gebruik word om 'n muur van die kerkie om die hoek te versterk. So jy kan met ander woorde jou naam laat inbou in die muur hierso by die kerkie naby. Santiago 248 km Buen Camino Ultraya. Ultraya beteken hou aan. Nou gaan jy met ry nou Santiago weer skielik 258 km van hier af. Maar dit is maar presies hoe dit werk. Ek gaan tog wel hierdie 30 meter stap en kyk hoe lyk die kapelletjie. Kyk hy pragtige kliphuis wat leeg staan. Ek wonder of ek dalk in die verkeerde rigting stap nie, want kyk nou is Santiago 267 km van hier af. Dit is een van die dinge van die Camino is daar is eintlik nie 'n akkurate weergawe van hoe ver jy op 'n gegeewe tyd is nie. Jy kan nie Google Maps vertrou nie want die roete neem vir jou baie dikwels op paaie wat Google nie van weet nie, maar dit maak eintlik nie saak hoe ver Santiago van hier af is nie. Dis baie ek stap lekker en ek gee nie om hoe lank dit my vat nie. So ek is so halfpad vir die dag en is nou weer 11:30. So hier's 'n lekker piknikplekkie waar ek nou gaan sit en my appel gaan eet rustig. Heerlike dag, maar onthou die meeste mense het nou hierdie mooi stuk gister namiddag gedoen nadat hulle nou middagete geëet het op Corniana. So dis nou nie almal wat nou so slim is soos ek om dit nou so te doen nie, maar hierdie is so 'n lekker stapdag. Ek het nou 'n appel gekoop gister in die winkel, want as jy so deur die appelboorde stap, raak jy verskriklik lus vir 'n appel, maar ek is seker van dit is nie ons Pink Ladies hierdie nie. Ek trek dit terug, hier is 'n verskriklike geurende appel, hoor, is 'n baie lekker appel. Toe maak sal nie in jou oor kou nie. Ek het dus eintlik nog nie genoeg gesê oor die Primitivo nie. So die Primitivo het die reputasie van dat dit 'n moeilike staptog is, omdat hierdie eerste 2-3 dae is nou 'n lekker inleidingkie, maar van hier af begin die klimwerk nou kom. Ek is nou op pad na die bergstreek toe. En tussen nou en volgende Sondag, dit is vandag Vrydag. Tussen nou en volgende Sondag het ek 6 dae waarop ek meer as 1000 meter in elevation het. 1000 meter in klimwerk. So dit beteken dit is min of meer Tafelberg. Ek gaan tussen nou en volgende Sondag vir Tafelberg 6 keer uitklim. Of as jy dit nou wil omsit in die Media 24 gebou in Kaapstad vir ons werk, dan is dit 1000 meter in elevation, is as jy daai gebou 12 keer uitklim. So ek gaan tussen nou en volgende Sondag die Media 24 gebou 12 maal 6 kere. Dit is wat 72 keer uitklim. Goed, dit is nie heeltemal 'n goeie analogie nie, want onthou 'n gebou is die trappe daarom nou so, terwyl jy nou teen 'n berg so klim.
En ook in die Media 24 geboue staan in 'n noodwendige buur. Jy weet op die 12de vloer nie, in die middel nie, maar okay, soms is daar 'n buur, maar ek wil hê die baas moet dit hoor nie. So, maar dit gee net vir jou 'n aanduiding van hoe moeilik dit is. Is hierdie die moeilikste Camino? Hulle noem dit as een van die moeilikstes, maar daar is ander wat moeiliker is, maar ek gaan vir julle later in die reeks van hulle vertel. Met ander woorde, hoe definieer ons 'n moeilike Camino? Dis een waar daar baie hoogteverskil is, waar jy baie klimwerk moet doen en waar daar min infrastruktuur langs die pad is. Hoe hoër die klimwerk en hoe minder die infrastruktuur, hoe moeiliker is die Camino. So, die Franse Camino het seksies waar jy baie klimwerk moet doen, maar jy's nooit te ver van 'n dorp af nie. Ek probeer nou dink of jy ooit langer as 'n uur, 2 uur lank loop op die Franse roete voordat jy by 'n plek uitkom waar jy 'n koffie kan drink. Kyk hier, lekker sitplekke. Lekker piknikplek. As dit reën kan jy dalk 'n bietjie skuil. Dis nou so 3 kilometer buite Salas. Hierdie is 'n albergie. Eerstens, erken julle hierdie struktuur? Hierdie is eintlik daai horeros, né, wat jy in Galicië kry. Hierso in Asturias is hulle aansienlik groter en op 'n klomp plekke is hulle herbou as huisvesting. So hierso is hulle nou pelgrimshuisvesting. Hier's wonderstel om 'n kroeg te wees, maar die kroeg is ongelukkig toe. Anders sal ek nou nogals graag wou gesit het. Maar hier gaan niks aan nie. Terwyl ek nou so lekker aanklik hierso op die pad met my stapstokke. Vandag se outdoor warehouse moet net gaan oor stapstokke en die heel eerste ding wat ek vir jou wil sê, jy het hulle beslis nodig op hierdie Camino. Jy hulle beslis nodig. Jou knieë gaan vir jou dankie sê. Onthou nou wel, as jy beplan om net 'n rugsak te vat in die kajuit van die vliegtuig, dan kan jy nie stapstokke saamvat nie. Jy moet jou stapstokke inweeg op die lughawe. Sommige plekke gaan vir jou toelaat om dit as handbagasie te vat, maar dan klim jy af op Frankfurt en dan skielik dan mag jy dit nie by jou hê nie en dan vat hulle jou stapstokke af. So, weeg maar jou tas in, weeg maar iets in dat jy jou stapstokke kan saamvat. Onthou ook anderste as die Franse roete, is jy nie op elke dorp 'n pelgrimswinkel waar jy vir jou kan stapstokke koop nie. So, my raad sal wees, bring dit saam en weeg dit maar net in as jy Spanje toe vlieg. Stokkie moet pas hom goed. Het jy stapstokke nodig op 'n Camino? Die meeste van die Caminos kan jy nog regkom daarsonder, maar op hierdie een het jy baie beslis stapstokke nodig. Jy's vir 'n hele paar moeilike skofte in die berge waar jy stapstokke gaan nodig kry. Ook is hier so minder dorpe langs die pad waar jy vir jou kan stapstokke koop. So, kom ek gaan wys vir jou wat is beskikbaar hier by Outdoor Warehouse. Kyk, hierdie interessante stoppertjie vir jou pa. Hulle sê dit gaan vir jou ekstra vasstrap gee op rotsagtige terreine. Ek het dit nog nooit van tevore getoets nie, maar ek gaan vir my nou twee koop dat ek dit kan toets op die pad, dan weet ek vir julle. Kan nie onthou wat se terwyl ek nou hier stap, kan ek nie onthou wat se stokke sê ek gaan ek saamvat nie. Ek het op die ou end my nuutste stokke wat by die huis was gevat, so die een is die First Ascent Inca en die ander is die First Ascent Sherpa. En wat ek mal oor is van hulle is, hier is nie indraai stokke nie, albei van hulle het knippies. Kom ek wys gou vir jou. Hierdie meganisme
werk vir my baie lekkerder as 'n stok wat net vasdraai. So jy maak die stok langer of korter en dan knip jy hom vas. En dan hierso draai jy hom net vas daarna, laat hy nie weer losgaan nie. Ek is baie beïndruk met Salas en ek is baie beïndruk met Casa Sueña. Ek het tot dusver baie goeie verblyf gehad op hierdie Camino. Ek kan regtig nie kla nie. Hierdie is 'n baie luukse plek en die mense hier is baie vriendelik. Ek kon vanmiddag weer 'n lekker bondel wasgoed was in hulle wasmasjien en buitekant dit op die draad ophang, so ek het songedroogde wasgoed. Ek gaan weer lekker ryk môre. Hierdie was nou die lekker deel van my Camino. Van hier af begin die harde werk. Maar ek sien baie uit. Môre begin ons met die eerste 8 kilometer van die dag is 'n baie styl bult waarop ons heelwat meters gaan wen. So ek kyk nou vanaand benoud op na hierdie heuwels hier rondom my want ek gaan hulle môre uitklim. Ek sien baie uit. Baie dankie aan Elder Weerhouse wat hierdie video reeks moontlik gemaak het. As jy vrae het of as jy kommentaar het, los dit asseblief vir my hier onder in die boodskapveld. Ek sal graag vir jou wil antwoord in die video reeks. Ek sê vir julle goeie nag, ek sien vir julle môre.